Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Daar's die skakel na Hart van Duisternis, die vertaling van Joseph Conrad se boek, klassieke werk en baie interessant oor Afrika. Een van die beste boeke nog ooit oor ons vasteland in die beskrywing van hierdie video. En ja, vanmiddag is ek bevoorreg om te gesels met Dr. Burgert Senekal van die Universiteit van die Vrystaat. Hy het Afrikaans gestudeer en hy's 'n navorser, 'n baie prolifieke navorser. Ons gaan gesels oor die stand van die Afrikaanse Akademie. Goeiemiddag Burgert. Goeiemiddag en dankie. Ja, Burgert, die universiteite sedert 1994 het daar 'n geweldige klomp veranderinge ondergaan en wel die Afrikaanse universiteite het so te sê verdwyn nie waar nie. Is daar nog enige Afrikaans oor op julle kampus by die Universiteit van Bloemfontein of Universiteit van die Vrystaat? Wel die amptelike taalbeleid is hulle bevorder veeltaligheid deur slegs Engels te gebruik. Ja, dit klink omtrent Um, reg. Ja, jy weet ek dink deur voor 94. Kyk die Joe Slovo en wie ook al Suid-Afrikaanse Kommuniste Party en die ANC, hulle wou eintlik net Engels as amptelike taal gehad het en toe was daar so 'n bietjie gemor van die Nasionale Party en ek dink die Vryheidsfront wat ook daar teenwoordig was as ek reg onthou en toe ja, en toe het hulle vorendag gekom met hierdie idee van die 11 amptelike tale met die bedoeling dat dit maar eintlik Engels gaan wees. Jy weet maar dan jy maak dit 11 tale wat so lomp en onprakties is, dat ja, dit nou maar net Engels sou wees. En ja, en dis nou natuurlik wat gebeur het en ek sien nou Gayton McKenzie het ook hy het mos nie die nominasies vir nuwe raadslede of iets van Pansat aanvaar nie. En daar's eintlik 'n soort erkenning dat Pansat wat nou veronderstel was om na veeltaligheid in Suid-Afrika om te sien, die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad wat 'n grondwetlike liggaam is, dat dit ook eintlik misluk het. Want dit was mos op 'n stadium was daar ook korrupsie daar gewees en toe sit onder administrasie geplaas en wat ook al. So ja, veeltaligheid in Suid-Afrika is eintlik maar 'n droewige verhaal. Dis eintlik dis 'n soort foefie wat aan ons voorgehou word. En vind jy dit op universiteit ook so? Wel kenner. ja, kyk, in 94 was daar 'n hele paar Afrikaanse universiteite in ons. Maar ja, almal se taalbeleide het verander. Um, die Universiteit van Noordwes is omtrent op die Potch kampus die enigste openbare universiteit wat nog Afrikaans as taal het. Alhoewel ek moet ook noem hulle is besig om ook baie te verengels. Ek dink die enigste Afrikaanse universiteit wat ons het is Akademie. Die Universiteit van die Vrystaat is ten volle verengels. Hulle sal ten minste daarom op die logo die naam in Afrikaans en Sesotho ook skryf, maar alle vergaderings, alle korrespondensie, alle nuusbriewe is net in Engels. En dit in 'n provinsie moet ek noem waar ek nou eendag gaan kyk het 1.5% van die Vrystaat se moedertaal is Engels. 1,5%. 1,5. Ek het gedink ek was verkeerd en toe gaan kyk ek na ander bronne. Ehm so 1.5% van die Vrystaat se bevolking kan in hulle moedertaal swat. Uh, die ander glad nie. So die ander 98,5% moet in hulle tweede taal studeer. Ja, met 'n beleid wat Johan Mol in sy boek oor die verengelsing van Stellenbosch genoem het, enerse ellende. So as as swart mense nie hulle moedertaal kan swat nie, dan kan Afrikaners ook nie. Dis nie die Engelssprekende wit mense wat nog in hulle moedertaal mag swat. Nou afgesien van ja, noem dit nou maar taaldiskriminasie en die marginalisering van Afrikaans wat daar plaasgevind het. So jy sê daar was 'n groot ideologiese omwenteling ook gewees
aan die universiteite in die algemeen? Ja, het universiteite nie maar wêreldwyd al hoe meer woke geword oor die laaste dekade of so nie. Kyk, by die Universiteit van die Vrystaat is daar 'n anti-Europese element. Noem dit postkolonialisties. En dit loop ook maar saam met indiensnemingspraktyke. Die hele transformasie, wat eintlik maar net beteken die demografiese transformasie. Um, maar daar is 'n anti-Europese houding maar by die Universiteit van die Vrystaat wat sekerlik so is by meeste ander Suid-Afrikaanse universiteite en sover ek kan sien by Amerikaanse universiteite ook. Ja, het julle nie op 'n stadium ook so 'n Argentynse vrou daar. Kyk, eers was natuurlik Jonathan Jansen en hy het toe die plek, hy het die eerste groot stap geneem om die universiteit te verengels. Nie Ja, waar nie. Maar ja, agterna was daar 'n Argentynse vrou, ek vergeet nou haar naam, Liz Lange. Liz Lange. Ja, is dit Sy hoe jy was dit uitspreek? Is dit Longe of ehm Lenge of Liz dis Lange? dis hoe ons dit uitgespreek het. Ek sien. Ja, en Sy sy was het toe Jan. daarop gedaag. Ek dink maar sy was sy was in die tweede in bevel of iets van die aard of Ja, ja net onder Jansen. ja, So en sy het toe ook die plek begin drasties verander en lyk my ook ideologies want sy het 'n taamlike linkse soort ja. ideologiese hoek gekom. Ja, ek het daardie linkse hoek nogal gesien in die amptelike verslag oor die Shimla Park voorval. Um uh, as jy reg onthou, dit was 2016 Februarie, ek dink 27 Februarie, uh, toe swart en wit studente in 'n gewelddadige massa gewelddadige konfrontasie betrokke was en haar siening agterna van wat daar gebeur het was baie duidelik ideologies gekleurd geweest. Want So dit was dit tydens 'n rugbywedstryd of iets van die aard, nie waar nie. ja, die Shimla Park voorval is eintlik vir my 'n baie interessante gebeurtenis omdat dit nou saamhang met die taalbeleid. Uh, uh, um, en dit is toe nou gebruik om Engels deur te voer. So volgens die amptelike verslag begin dit met die die skoonmaakpersoneel wat ongelukkig was oor uitkontraktering van hulle poste. En dit teen die agtergrond van Fees Must Fall van die vorige jaar. So toe begin die studente betoog ter wille van die skoonmaakpersoneel en die studente het nie goed oor die weg gekom met Jansen nie. En hulle het vir Jansen probeer spreek en hy het gesê hy is te besig. So hulle hoor toe hy gaan by Shimla Park wees om die rugbywedstryd te kyk waar hulle baie ontsteld was want hy het nie tyd om met hulle te praat nie, maar hy het tyd om te gaan rugby kyk. Jansen sê toe nee, hy was by die Shimla Park stadion gewees omdat hy gehoor het die betogers gaan soontoe. So twee heeltemal uiteenlopende stories. En toe is die betogers op die rugbyveld. Hulle het gesê hulle was vreedsaam, maar die onluspolisie het hulle herhaaldelik uitmekaar uitgejaag daai vorige dag, die paar uur voor dit. So ek was nie self daar nie, maar ek's skepties oor daai stelling. En toe die wit studente die swart studente verjaag. Swart studente is toe na Vishuis toe. Hy is Abraham Visser en het toe daar die gebou begin afbreek. So toe kom die onluspolisie en die wit studente en verdryf hulle weer en die onluspolisie neem toe stelling in tussen die wit en die swart studente. Waaroor hulle lange baie ontsteld was want die onluspolisie het toe hulle rug gedraai op die wit studente. En toe skep dit die indruk dat die polisie daar is om die wit studente te beskerm. So die oplossing vir hierdie Fees Must Fall
en die uitkontraktering van die werkers was toe om Afrikaans af te skaf. Maar ja, dis En absoluut skok en dis dis ja. dis so logies soos wat dit klink. Um maar dit lyk asof hulle wou 'n Engelse taalbeleid ingevoer het. Hulle het net nie genoeg rede gehad om dit te doen nie. En hulle het gewag vir 'n katalisator en toe jy 'n rassekonflik het, uh, uh, toe kan hulle dit gebruik want in die hofsaake daarna het hulle toe gesê Afrikaans moet afgeskaf word ter wille van rasseverhoudinge. Ja, Sure. want blykbaar volgens hulle is alle Afrikaans sprekende mense wit en alle Engels sprekende mense is swart. En daarom beteken 'n skeiding op grond van taal ook 'n skeiding op grond van ras. Dis volgens Is dit nou wat in die hof, is dit in die hof ja, gesê? En daar was 'n ja, hofuitspraak daaroor. daar was 'n hofuitspraak. Probeer net dink presies hoe dit geloop. Die Hooggeregshof dink ek het vir Afrikaans bevind. Die universiteit het geappeleer, die Appelhof het vir Engels bevind en ek dink die grondwetlike hof het ook vir Engels bevind. Ja, Op dit klink grond van omtrent reg. dit. Ja. En die grondwetlike hof het ook vir Kieleboer bevind, soos ons weet. Weet dit Ja, is ja. Ja, dit is 'n ander heeltemal 'n ander gesprek is wat met die howe gebeur het in ons land wat eintlik dieselfde soort verhaal is as wat met die universiteite gebeur het. Maar jy gebruik die woord postkolonialisme. Nou dis iets ek het selfs ja, so 'n paar jaar gelede al ook gevind mense op die Potchefstroom kampus het dit ook begin gebruik en mense waarvan ek dit glad nie verwag het nie. Jy weet want dit is so half ook 'n woord wat so 'n bietjie geassosieer word met hierdie soort anti-westerse houding van bepaalde akademici, linkse akademici. Maar sy sê de wat verstaan jy onder postkoloniaal soos dit nou gebruik word aan universiteite? Of is dit nou um, vraag jy net so vas dat jy nou ja, dis nou een tipe teorie wat ek nou nie eintlik moeite gedoen het om te gaan opswat nie. Maar ek vermoed my begrip van dit is seker ten minste die gemiddelde student se. Um dis net die verafrikanisering van die onderrigruimte. En daar moet ek sê ek het bietjie simpatie daarmee as 'n Afrikaner. Want ons het uit die Anglo-Boereoorlog uitgekom met iemand anders se stelsel en iemand anders wat sy idee van onderrig op ons probeer afdwing en ons het ook gerebelleer daarteenoor. So ek het bietjie simpatie daarmee. Ons het dit net so bietjie meer sinvol gedoen. Want ek verstaan nie wat die sin daarin om 'n standbeeld te verwyder as jy in die koloniale taal leer nie. Ja, want Afrikaans is tog seker nie die koloniale taal nie. Engels is wêreldwyd. M.T. Stein het spesifiek gesê dat um, uh, om te praat in die koloniale taal, daardie taal word dan die taal van slawe. Jy moet praat in jou eie taal. En nou is die verskoning is gewoonlik ja, maar die swart Afrika tale is nie akademiese tale nie. Maar gaan 'n 100 jaar terug, Afrikaans was toe ook nie 'n akademiese taal nie. Hy is ontwikkel. Jy moet eintlik eerder beweeg in die rigting van moedertaalonderrig. As die woordeskat nie daar is nie, skep dit. Maar die wil is nie daar nie, die wil is daar vir Engels. So dis hoekom al die universiteite nou maar in daai rigting gaan. ja, ons sien dit. Ja, en dis ook al 'n manier om ek dink dis ook 'n maklike uitweg seker want dit vereis nie veel jy weet van mense
wat hulle skepende vermoëns betref nie, want al die terme en sê meer is klaar in Engels geskep en daar so 'n magdom publikasies wêreldwyd waaruit jy kan put en dis jy weet jou rekenaar veral nou met kunsmatige intelligensie kan jou rekenaar seker amper die artikel vir jou skryf, nie waar nie. Terwyl as jy dit in Afrikaans doen, dan moet jy bietjie denke daarin sit en jy met jou skepende vermoëns gebruik. Ja, maar kunsmatige intelligensie help jou so baie. Want omdat ek werk met rekenaars en inligtingstegnologie, moet ek heeltyd nuwe terme skep wat nog nooit bestaan het in Afrikaans nie. So ek vra gereeld vir kunsmatige intelligensie, wat sou nou 'n goeie Afrikaanse woord vir hierdie woord gewees het? En dan gee jy vir jou opsies en jy kies daaruit. So ja, jy kan dit gebruik om die terme te skep. Sê Alles kom. ja, sê jy dis sê dat kunsmatige intelligensie want ek sien dit so dat eintlik so Afrikaans uitgesterf het as dit nie vir die internet was nie want jy weet ons het soveel media verloor en instellings en alles na 1994 en die enigste ene wat ons bygekry het is die internet en daar's ook hierdie groot klomp tegnologie wel al die groot tegnologiemaatskappye wat ook Afrikaans aktief gebruik jy weet soos my Google en my Spotify en my Facebook en my ja al daai goed is in Afrikaans en hulle gebruik jy weet jy kan volledig jou koppelvlak kan jy instel op Afrikaans. Dus jy hoef nie Engels daar te gebruik nie, terwyl dis die ironie dat die globale tegnologiemaatskappye bied meer vir ons aan wat Afrikaans betref as ons eie regering of ons eie universiteite of munisipaliteite of selfs die plaaslike jy weet maar genoteerde maatskappye en supermarkte en banke en wat dis meer sê. Dus die internet het vir ons regtig ja, dit was vir ons 'n groot uitkoms wat die behoud en bevordering van Afrikaans betref. En so jy sê dat kunsmatige intelligensie gaan dieselfde effek hê vir Afrikaans dat dit eintlik ons van groot nut gaan wees. Ja, dit behoort. Met skoolstandaarde wat daal. Ek het nou daag gesien hoe 'n student by die universiteit die woord akkuraat spel. In 'n Afrikaanse kursus en dit is nie naaste by akkuraat nie. Um dit kan jou leer hoe om te spel. Ek het al toepassing gekry wat jy 'n KI gespreksagent het as jy 'n taal wil aanleer. Dan gesels jy in die taal met daai persoon met die persoon. Ja, en dan kan jy sê hoe sê ek dit nou weer? En dan help die maatjie jou soos met 'n mens. So vir die uitbreiding van Afrikaans is dit uitstekend, maar ook eintlik vir al die ander tale. Google se Gemini model hulle het van Kalanga geleer wat 'n taal is met net 200 sprekers. En hulle het dit gedoen op grond van 2 tekste. So as hy dit kan leer, kan hy Sesotho leer, kan hy Zulu leer, enige taal. Wat dan beteken jy kan vertaal tussen daardie tale, wat dan ook beteken dis nie nodig om 'n taalbeleid te hê vir die universiteit nie. Jy kan korrespondensie uitstuur in al 11 amptelike landstale of ten minste die 3 van jou streek. Ja, jy kan lesings aanbied in een taal met elke student wat in die klas sit en luister in sy eie moedertaal. Hy kan sy vraestel ontvang in sy moedertaal. Dis alles goeders wat kunsmatige intelligensie bemiddel indien die wil daar is. Ja, ek kan onthou oorspronklik toe Teens Elof nou nog die rektor van die Potchefstroom kampus was, dit eintlik 'n groot klomp geld van die Dagbreek Trust bestee daaraan om lesings in Engels te vertaal. Met ander woorde, hierdie fondse van die Dagbreek Trust wat veronderstel was om Afrikaans te bevorder, is nou gebruik om Engels toegang, jy weet, om Engelse vertalings te bewerkstellig by daardie kampus, maar nou deesdae met die tegnologie wat nou beskikbaar is,
is dit amper gratis. Jy weet jy kan met jou foon, jy kan dit op jou foon hê en jy kan seker oorfone gebruik en dan kan jou foon dit vir jou vertaal. Want trouens hierso op YouTube, ek het so half die knoppie gedruk om deel te wees van die beta program of die voorloper program dat in beginsel kan hierdie Afrikaanse video's outomaties oorgeklank word na enige ander taal toe. Jy weet so iemand in waar ook al in China in Mandaryns, hy kan hierdie video in Mandaryns luister, outomaties Ja, oorgeklank. So tegnologie en kunsmatige intelligensie het eintlik vir ons soveel deure oopgemaak, maar dit lyk asof hierdie instellings nog werk op 'n ou koloniale model, nie 'n postkoloniale model nie. ja. Wat sou jy sê? Ja, hulle werk definitief op 'n verouderde model. Waar kyk die NRF sê ook vir jou, jy moet net in Engels publiseer want Engels is die wêreldtaal. Ja, niemand gaan jou artikels kan lees as dit nie in Engels is nie. Maar Google Translate, ek lees artikels in enige taal wat ek voorlus is, omdat Google Translate veral in die Europese tale is baie akkuraat. Uh, So hierdie kunsmatige intelligensie ontsluit kennis wat in sekere taalkontekste uh, toegesluit was. Maar die tegnologie het verander. Ons is nie meer in 'n wêreld waar jy net in Engels moet publiseer nie. Ons is nie in 'n wêreld waar jy net Engels moet kan praat nie. Jy moet altyd Engels kan praat. Maar kunsmatige intelligensie bemiddel veeltaligheid en die universiteite sien dit nie raak nie. As die argument dan was, hulle wil al die studente in een klas hê, hoekom nie kunsmatige intelligensie gebruik dat elkeen moedertaalonderrig in daardie een klas kan kry nie. So nou sal hulle hierdie arme dosente, veral in die natuurwetenskappe wat nie Engels kan praat nie, sal hulle op met Engelse lesings wat definitief nie die studente se Engels gaan bevorder nie. Terwyl jy kon hom laat praat het in Afrikaans en die student kon in Engels daarna geluister het in 'n beter kwaliteit Engels. So dit is nie nodig om weg te maak met Afrikaans of weg te maak met die Afrika tale nie. Ons kan alles opbou en 'n veeltalige land hê indien die wil daar is. Indien die wil daar is. Hoeveel Afrikaner studente is daar nog steeds op die kampus van Universiteit van die Vrystaat? Daar was baie min. Ek het nou die dag probeer soek vir statistieke en dit was altyd op die webblad en dis nie meer daar nie. So daar's baie min. Ek hoor maar net by die Afrikaanse departement neem dit elke jaar af met iets in die lyn van 50%. Die studente vlug Potchefstroom, die Afrikaanse studente. Maar ek was so ruk terug op Potch gewees en toe het hulle vir my gesê, ek weet nie of dit dat net 20% van die studente daar nog steeds Afrikaans is. Ja, ja, wel 'n deel vlug akademia toe. So akademia is seker maar die langtermyn oplossing. Um, Maar daar is nou ook, kyk, ek dink openbare universiteite het nog bepaalde voordele in terme van navorsing, jy weet, 'n befondsing van navorsing, as ook, jy weet, die NSFAS beurse, jy weet, studente wat nie geld het nie kan deur middel van NSFAS eintlik studeer amper gratis en jy weet en by akademia is alles betalend want dit is 'n privaat universiteit en jy gaan as navorser ook nie staatssubsidie ontvang nie. So mense met alles betaal jy twee keer, jy betaal een keer jy betaal jou belasting, maar jy kry eintlik niks terug nie en dan moet jy die polisie beskerm nie jou nie, maar jy moet privaat veiligheid hê en nou moet jy kan nie van die openbare onderwyssektor gebruik maak nie, want dis alles net in Engels en nou moet jy privaat betaal vir Afrikaans. ja. Ja, dis waarop dit neerkom. Want ons belastinggeld gaan tog vir die
opbou en instandhouding van onderrigsinstansies tot op tersiêre vlak. Dit gaan vir die salarisse van dosente. Nou kan jy dit nie gebruik nie, nou moet jy dit privaat gaan betaal. En wat jou eie navorsing betref, jy het al baie interessante dinge geskryf oor byvoorbeeld hoe mense se jy kan mense se identiteit ontleed op X-plasings of die ou Twitter, jy weet tweets soos dit genoem is. Jy het al sulke ontledings gedoen, statistiese ontledings van jy weet byvoorbeeld die woord Afrikaner dink ek onder andere dink jy met sulke tipe insigte kan dit ons 'n beter begrip van ons identiteit gee of hoe ons identiteit besig is om te verander deur die internet en veral sosiale media. Ja, kyk, 'n belangrike vraag vir my is wie en wat is die Afrikaner? Um, ek weet wat die minimum definisie. Ek het dit juist met 'n Twitter studie aangetoon. Die Afrikaner word gesien as wit. So as jy praat van almal in Suid-Afrika wat Afrikaans praat jy van Afrikaans 6 of Afrikaans sprekendes, maar die Afrikaner is nou maar wit. Maar wat is hy ook? Dis kom ek op die een Instagram studie het ek gaan kyk wat se hitsmerke word geassosieer met die hitsmerk Afrikaner en hulle gaan klassifiseer om te kyk watter konsepte word verbind met die Afrikaner. En daar kom goed uit soos humor, die plaas, rugby, Christendom ensovoorts. So ek is besig om te beweeg na 'n idee van hoe lyk die ideale Afrikaner en dan moet mens natuurlik gaan kyk oor tyd hoe verander die idee van 'n ideale Afrikaner. Want uh, uh, moet jy noodwendig 'n Christen wees, moet jy noodwendig konservatief wees, moet jy heteroseksueel wees. En dis al die debatte wat plaasvind veral in die Afrikaanse literatuurstudie. So hoe verander daardie identiteit ook oor tyd? Is jy lid van die Akademie vir Wetenskap en Kuns? Jy gaan nou lag. Ek is 'n lid, ja. Ek sukkel net met die IV se administrasie om my ledegeld betaal te kry. Ek is soos 10 jaar agterstallig. Ek hou aan die pos stuur en hulle kry dit nie betaal nie. Maar so in beginsel is ek lid. Ek sê nie 'n opbetaalde lid nie. Ja. Ja, sê dat wat by die universiteite plaasgevind het ook in 'n mate by die akademie plaasvind. Dink jy die akademie is meer polities korrek vandag as wat dit was in die verlede? Ja, daar was mos ook die voorval toe Henny van Coller self moes bedank 'n paar jaar gelede as voorsitter en ek dink hy was voorsitter van die letterkunde kommissie ook. Ja. Of dink jy die akademie het daarom nog 'n bepaalde autonomie omdat dit 'n Afrikaanse instelling is teenoor die kampusse wat nou onder staatsbeheer staan? Ja, kyk die akademie soos ek verstaan is ten minste finansiëel autonoom. Ehm Anders as die universiteite is dit nie afhanklik van regeringssubsidies nie. Want as ek reg verstaan is hulle regeringssubsidie is onttrek met die oorgang toe hulle rol oorgeskuif het na ASAF toe, die Academy of Sciences of South Africa. So ASAF doen nou wat die akademie destyds gedoen het. Die akademie is nou 100% privaat. Maar niks en niemand is 'n geslote stelsel nie. So idees van die samelewing gaan maar neerslag vind in die akademie. So hulle gaan ook verander. Ek moet ook net noem dat iemand het onlangs vir my gesê ek het nog altyd die akademie bietjie onderskat. Ek het gedink hulle is baie meer konservatief as wat hulle was. Hulle was nog altyd redelik
die verligte Afrikaners gewees. Ja, Sê as jy nou wel jy het begin met jou studies, jy het 'n doktorsgraad ook in Afrikaans, nie waar nie. ja. Nou sou jy sê tans is die Afrikaanse letterkunde en alles daar en navorsing oor die Afrikaanse letterkunde, sou jy sê dit is lewendig, dit is interessant, dit is ter sake vir ons situasie of wat se soort nuwe rigting sou jy graag wou sien in Afrikaans in die letterkunde en navorsing? Wel aan die een kant, ehm aan die een kant dink ek dit gaan baie goed met die Afrikaanse literatuurstudie en Afrikaanse navorsing in die geesteswetenskappe. Ek het nou 'n artikel wat lê by Litnet Akademies en hy staan net in die tou om gepubliseer te word. Hy's lankal aanvaar, maar daar was te veel ander artikels voor hom in die tou. Maar dit geld net vir die geesteswetenskappe. Die natuurwetenskappe het maar 'n probleem geword soos wat Engels die wêreldtaal geword het. Om mense in natuurwetenskappe te kry om in Afrikaans te publiseer is moeilik. So dis hoekom die akademiese joernaal, Tydskrif vir Geesteswetenskappe, doen baie goed. Maar die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, wat hulle natuurwetenskappe been is, hulle sukkel om artikels te kry. So 'n mens sal die natuurwetenskaplikes ook bietjie moet inlig oor die waarde van nog steeds publiseer in Afrikaans. Want hulle het ook nou motivering verloor omdat dit is nie meer nodig om die terminologie te skep nie. Dit gaan nie in handboeke in nie, dit gaan nie in kursusse in nie. Ja, jou studente gaan nie jou artikels lees nie. So mik vir 'n hoë NRF gradering, so mik vir internasionale publikasies, terwyl daar steeds waarde in om in Afrikaans te publiseer. Um, maar om die natuurwetenskaplikes te kry om dit te verstaan is blykbaar 'n uitdaging. Dieselfde gebeur by Litnet Akademies. Hulle het ook 'n natuurwetenskappe been en hulle kry bitter min publikasies by natuurwetenskappe terwyl geesteswetenskappe heeltemal oorstroom is. Opvoedkunde ook. So daar's ruimtes waarbinne Afrikaans bloei, soos vooruitgang en daar's ruimtes waar Afrikaans krepeer. Maar dis En nogtans dink ek fantasties om te weet dat daar soveel inligting in Afrikaans beskikbaar is in die geesteswetenskappe dan veral. Mense kan oor omtrent enige onderwerp in Suid-Afrika kan jy ja, baie ingeligte artikels lees en navorsing, jy weet op elke moontlike gebied en natuurlik in ons letterkunde. Sou jy sê dat Afrikaans, die Afrikaanse letterkunde in Suid-Afrika en miskien selfs in hele Afrika nog steeds jy weet die mees wel produktiewe of prolifieke letterkunde van almal is, sowel as wat skepende werk en navorsing daaroor betref? ja, definitief. Nee, dit gaan uitstekend met die Afrikaanse literatuur. Um, met die prosa en die poësie en met die Afrikaanse literatuurstudie, want jy het 'n klomp verskillende joernale wat fokus op die bestudering van die Afrikaanse literatuur en klomp verskillende invalshoeke en daar's oor die algemene baie oopkop houding by al daardie joernale ten opsigte van teoretiese invalshoeke en wat jou navorsingsonderwerp kan wees. So ek dink dit gaan goed met die Afrikaanse literatuur. Fantasties. Wel op daardie noot, dit gaan goed met die Afrikaanse literatuur. Ek hoop dit gaan ook baie goed met jou verder in jou navorsing, Birgit, en dankie vir hierdie interessante gesprek. En aan die kykers wat tot hier gekyk het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en van 'n keer dan maak ons weer so. Dankie, Birgit. Groot plesier, baie dankie.